be with me at my right hand, at my left hand, as I lie down, as I rise up, as I stumble, as I fall down. Christ, as I stand, Christ in the heart of everyone who thinks of me, Christ in the mouth of everyone who speaks of me, Christ in every eye that sees me, Christ in every ear that hears me. Amen. God, teach me lessons for living so I can stay the course. Give me insight so I can do what you tell me, my whole life one long obedient response. Guide me down the road of your commandments. I love traveling this freeway. Give me a bent for your words of wisdom and not for piling up loot. Divert my eyes from toys and trinkets. Invigorate me on the pilgrim way. Goeiemôre en 'n geseënde 2026 vir jou. Hierdie tyd van hierdie jaar, soos verlede jaar en die jaar voor dit, is daar soveel eposse en posts wat jy rond te doen oor presies wat jy moet doen om die beste jaar ooit te hê, om jou beste self ooit te wees. En die woord intensie kom dikwels voor daarin en word dikwels gebruik as clickbait. En ek moes toe die woord van alle kante af en spesifiek die etymologie van die woord loop kyk om dit anders te laat land in my lyf. Ek het nou al verlief geneem daarmee, dat ek nou nie een van die mense is wat normaalweg aangevuur raak deur 'n oproep tot brawe aksie en drastiese nuwe beginne nie. Veral as daar 'n oordrewe optimistiese Amerikaanse aksent op my gegil word. Nee, dankie. Daai soort druk lê my gewoonlik lam op my bedjie met my sweetpakkie aan sonder my tekkies. Moenie op my skree om met meer intensie te leef en harder te probeer en vas te byt, as my enigste voorneme vir die jaar is om sagter te probeer en losser te byt nie. Ek het vir my kinders gesê, dis hierdie jaar ons motto om sagter te probeer. Die ware betekenis van intensie het egter nie veel uit te waai met witgeknelde knekels en saamgeklemde kake nie. Dit beteken eintlik die
ek wil nie sê die teenoorgestelde nie, maar dit het die teenoorgestelde effek op my liggaam om dit so te hoor. Die woord intendere in die Latyns beteken om uit te strek, om terug, om te mik as jy dink aan 'n boogskutter. Dis nie eerstens inspanning nie, dis ontspanning, oorgawe, 'n ontsluiting. En dis nie hoofsaaklik gesetel in die kop en in wat ek dink nie, maar waarna my hart uitgestrek is. Die psalmdigter skryf in Psalm 119, laat my hart na u bepalings neig. Of 'n ander woord daarvoor, strek my hart uit na u wil en nie na winsbejag nie. En dan die pragtige vertaling van Eugene Peterson wat ons gelees het. Guide me down the road of your commandments. I love traveling this freeway. Nou as God nie kyk na die uiterlike nie, soos wat ons vroeg in die Bybel reeds lees, toe hy met Samuel praat oor die salwing van die nuwe koning en Dawid kom in die prentjie en hy gaan, maar dit kan tog nie Dawid wees nie. En hy sê, maar kyk nie na die uiterlike nie, kyk na die hart. As God nie kyk na die uiterlike nie, soos wat ons kan aanneem, dwars deur die woord, maar na die rigting van die hart. En in die Bybel is die hart die plek van wil en keuses en bedoelings, intensie. Dan kom die vraag op by my, leef ek met 'n hart wat uitgestrek is, of 'n hart wat ingekrimp is, wat bekrompe is? So God vra in die eerste hierdie jaar, soos wat 'n motiveringsspreker dalk sal vra, of miskien 'n coach, so wat gaan jy doen nie, of wat doen jy nie? Hy vra, waarheen is jou hart uitgestrek? Waarna hinker jy? Waarna verlang jy reikhalsend, die ou Afrikaans, of in plain Afrikaans, hoe strek jou nek? Die verbintenis tussen jou borskas, jou hart en jou longe, hoe jy klop na jou brein en gesig, hoe jy kyk en hoe jy kop. Na U, Here, hef ek my siel op. Sê dit in Psalm 25, of die nuwe vertaling, na U, Here, hunker ek. Of in Eugene Peterson se vertaling, my head is held high. I'm looking to you, God. No hangdog skulking for me. 'n uitgestrekte hart hunker na God, vertrou op God en leef uit liefde. Dis 'n hart wat sê, Here, hierdie jaar mag U my uitrek, selfs as dit ongemaklik is. Want groei, wyd word, is altyd 'n rekproses. Dis 'n hart wat vra, gee my 'n neiging vir U regheidpad, of soos Eugene Peterson geskryf het, give me a bent for your words of wisdom. In oefenklas terme of in yoga terme, laat ons buig of strek sodat ons nie breek nie. 'n hart wat ingekrimp is aan die ander kant is benoud. Dis 'n hart wat homself toemaak, wat in homself vou. 'n hart wat voortdurend besig is om homself te beskerm. 'n hart wat leef uit vrees. Paulus skryf in 2 Korintiërs 6, dit eintlik op so 'n raak manier. Hy skryf aan die Korintiërs, hy sê, ons het reguit met julle gepraat. Ons harte is wyd oop vir julle. Julle word nie deur ons ingeperk nie, maar julle word deur julle self in julle eie binneste ingeperk.
Die ou vertaling is my amper nog mooier, dit sê, ons mond het teenoor julle oopgegaan, ons hart het verruim geword. Dis iets wat ons self kan doen nie. Nie in ons het julle dit te nou nie, maar in julle binneste het julle dit te nou. Niemand anders kan jou te nou of ingeperk laat voel nie. Alhoewel ons baie keer die blame of die skuld daarvoor, as ons so voel op ander mense plaas. Daar's woorde van Cynthia Bourgeau wat so lank teen my muur vasgeplak was, dat ek het nou nog kan onthou en keer op keer my gedagtes terug daarna toe, omdat ek het so nodig het. Elke oomblik. Sy skryf, in any given situation in life, you can either choose to brace, harden, and resist, or to open, soften, and yield. Brace, harden, and resist, or to open, soften, and yield. Dit voel sommer op my skouers so wil afsak as ek die laaste drie woorde wat in my liggaam ervaar. En dan brei hy so uit. Confronted with any situation in life, anything that hits you in the external world, you have a choice in the moment. You can harden and resist, or you can soften and yield. If you harden and resist, if you brace against it, you will be thrown out of peace and back into ego. If you yield, soften, and consciously embrace this now, regardless of this moment's psychological content, you will stay connected with your practice, with your peace, and then you will choose what to do from a stronger, more healthy place. Hoor die oënskynlike kontras daarin. As ons sag word en omhels, sal ons sterker word en uit 'n meer gesonde plek 'n besluit kan maak. The contemplative stance says that intelligent, conscious choice can only be made from a place of inner embracing first. Nie bracing nie, embracing. As long as you're fighting, as long as you're running from this moment, you won't be able to choose from anywhere within yourself other than your small self. Embrace exactly what's here now, without resisting it. You will find that life will flow through it, and it can actually energize you. Turn and meet this moment with consciousness. Things will flow into you and out of you. Be present to the possibilities that are always there in any moment when you put yourself fully in it. It doesn't have to be pleasant. Your ability to survive and flourish does not depend on your first making everything in this moment pleasant. You don't have to lie to yourself and pretend the situation is not what it is. You can work with the conditions as they are. Attention is a sacred substance. What you pay attention to grows. So surrender is needed to learn to flow out into life. They are parallel tracks. We have to learn both. Human beings are three-centered. 1, mind. 2, emotional, nervous system. 3, body, moving center. And all three need to be engaged and in balance. Each center has its particular wisdom to give. The skills we need to do the spiritual life are embedded in the body. En dan eindig sy dit so, dan sê sy, your major purpose in this prayer is preparing to be a tabernacle for God. En so word jou liggaam, jou vlees en bloed 'n tempel van die Heilige Gees. In die evangelie van Philippus, the Gospel of Philip, staan daar,
What you say in a body. You can say nothing outside this body. You must awaken while in this body, for everything exists in it. Resurrect in this life. 'n skrywer wie se werk my die afgelope tyd diep raak en rig, skryf so oor nuwe beginne. Haar naam is Megan Watterson en dit kom uit Mary Magdalene Revealed. If I could start again, I would install an altar within me. I would place the most sacred object inside it, my own heart. If I could start again, I would know that the only cathedral I've ever needed to find, to enter, to return to again and again, is this humble red hermitage, this mystical space that holds all the answers. I would begin again inside my heart, and I would live this way, speak from it. Wanneer lewe gebeur, wanneer die boodskappers van die lewe by jou aandoen, soos hulle sal hierdie jaar, vandag, het dit 'n bepaalde uitwerking op jou gedagtes, op jou senuweestelsel en op jou bewegings. Hoe laat die volgende woorde jou voel? Ek gaan 'n paar woorde lees. Wat is die liggaamsposisies wat jy instinktief inneem as jy dit hoor? Dit hoef nie reg te wees of verkeerd nie. Dit is nie reg of verkeerd nie, dit is net verskillend. Waar land dit vir jou? Anders gestel, ervaar jy meer liefde of meer vrees in elkeen daarvan? As jy hoor, gaan dit eers in Engels sê, brace. Waar land dit? Embrace. Shield. Yield. Discipline. Devotion. Hustle. Flow. Wat gaan jy doen? Met watter hart gaan jy doen wat jy doen? Jy sien, ons kan sulke extreme 180's doen, ten einde die hel vry te spring, of wat ook al ander vrese mense het, of die vrees vir losbandigheid, dat hulle weer vasgevang raak in iets anders. Moraliteit, gewoontes, handeling, dade. Natuurlik is dit ook belangrik. Maar as jou nou gesetheid, hoor ook weer daai woord, as jy so nou geset is, en dit nie vloei uit 'n ruim, oop hart nie, beteken dit niks. 'n basiese wet van die natuur geld ook hier. Waarvan jy weghol, sit jou agterna. Wat jy omhels, transformeer jou. Bekering, en ek is eintlik 'n preek vir 'n ander dag waar ons al baie gepraat het. Bekering het baie dieper betekenis as draai of braai. Ek hoop jy weet dit. Dit beteken nie net om jammer te wees of jouself te kastei nie. Dit beteken om te draai weer en die rigting van jou hart te verander. Om jou hart weer en weer oop te strek wanneer dit ingekrimp geraak het. In Psalm 119 weer sê dit, ek rig my hart daarop, en dan, om u voorskrifte uit te voer. Dis nie dat dit nie belangrik is nie, maar ek kan nie dit doen. Ek kan nie God se voorskrifte uitvoer, soos 'n wettiese fariseer, as my hart nie gerig is daarop nie. Ek rig my hart daarop, om die voorskrifte uit te voer. En dan, van die ander kant af gesien, Psalm 119 vers 32,
Ek sal die weg van u gebooie hardloop, die handeling, wanneer u my hart verwyd. Dit kom eerste. Wanneer u my hart verwyd, oopmaak, ruim maak, sal ek die weg van u gebooie kan hardloop. Nie andersins nie. Anders gaan ek hardloop, verseker, maar waantoe ek hardloop, of teen watter leer ek opklim, dit weet ek nie. Ek weet nie baie dinge nie, en ek weet nie wat hierdie jaar met jou, of met my, of met ons gaan gebeur nie. Maar ek is redelik seker, dat God nie kyk na jou perfekte program, en prestasies, en 365 uit 365 punte nie. God kyk na jou intensie. 'n intensie gerig uit en op en in liefde. God verlang 'n hart wat uitgestrek is. En 'n nuwe jaar sonder 'n nuwe hart is net 'n kaal kalender. Hoe volgeprop dit ook al is. Ek gaan afsluit deur net so 'n paar praktiese oefeninge te deel om jou hart te streekoefeninge. Begin deur jou hart te rig. Begin jou dag deur jou hart te rig. Deur jou hart uit te strek. Waarna toe? In watter rigting strek jou hart uit? Begin jou dag in liefde, hoe jy dit ook al ervaar. Begin jou dag in stilte, hoe die stilte ook al na jou toe kom. Begin jou dag, ek wil sê met God, maar in God. In dankbaarheid. En dan, gebruik jou keuses wat ons elke dag het, as toetse, nie die soort wat jy kan dryp of slaag nie, maar om die rigting van jou hart vir jou te wys. Wanneer jy 'n besluit moet neem, vra, trek hierdie besluit my nader aan God, liefde en vrede, wat alle verstand te bowe gaan, of dieper in my dop? Is my hart oop en kwesbaar in hierdie besluit, of neem ek dit uit benoudheid en verdediging? Dan derde, let op tekens van 'n vernoude, benoude hart. Hierdie dag, jy kan dit die hele tyd doen. En wees eerlik as jy agterkom, jy raak vinnig op jou perdjie, op jou agtervoete, jy's verdedigend, of jy het 'n brandende behoefte om reg te wees, of as jy jou terugtrek, of as jy iemand anders die skuld gee, dan sonder om veroordelend te wees teenoor jouself, draai net sagkens terug. Vierde, oefen, en dan sê open heart surgery, maar dit klink verskriklik, oop hart operasies, dit klink ook verskriklik. Wanneer jy gekritiseer of seer gemaak word, moenie onmiddellik terugveg nie. Haal asem, bid stil. Here, hou my hart oop. En dit, ek sê open heart surgery, omdat dit baie keer so voel, omdat dit baie keer so oop en bloot en oorgegee voel. Dan, doen een ongesiene goeie daad vir die dag. Nie om iets terug te kry of 'n beloning in die hemel te ontvang of wat ook al nie. Help iemand wat jy weet jou nooit sal kan terughelp nie, sonder krediet. Bid vir iemand sonder om vir hulle te sê. Wees vriendelik sonder om dit tot jou voordeel te wil gebruik. Nie om jouself in die geheim op die skouers te klop nie, maar omdat dit ons intensies suiwer en oophou. Nog 'n ding, sien bekering as beligting, as 'n verandering van rigting, nie 'n sweepie om jouself te straf nie. As jy verkeerd kies, erken dit, draai om, draai weer jou hart en beweeg aan. Jesus het gesê, bekeer julle, nie om mense se harte toe te sluit nie om so te raak nie, maar uit te strek. En dan die laaste ding, eindig jou dag met 'n rigtingvraag. Nie soos 'n kartograaf wat oos, suid, wes en noord verstaan nie. Ek verstaan dit nie. Maar voor jy gaan slaap, vra, waarheen was my hart vandag uitgestrek? Waar het ek ingeperk en benoud gevoel? Ek eindig weer met Paulus se woorde, en hierdie keer uit die Message.
Dear Corinthians, I can't tell you how much I long for you to enter this wide open, spacious life. We didn't fence you in. The smallness you feel comes from within you. Your lives aren't small, but you're living them in a small way. I'm speaking as plainly as I can and with great affection. Open up your lives. Live openly and expansively. Mag dit in hierdie jaar in 2026 ons gebed wees. Amen. Baie dankie vir almal wat deur die vakansie en die einde van die jaar aanhou gee het, ook finansiëel, om hierdie platform, hierdie forum aan te hou moontlik maak. Jy kan finansiëel bydra deur die SnapScan kode te gebruik of die bankbesonderhede op Envia se webtuis te kry. 'n mooi week en 'n mooi jaar vir jou.